Goeiemôre. Dis Woensdag. Sjoe, die dae vlieg verby. Ek hoop dit gaan met jou goed. En ek hoop jy is gereed en lus vir die nuwe dag met al die uitdagings wat dalk ook vir jou en my kan bring. Ek wil vanmôre 'n kort boodskapie by jou los oor die tweede viool. Ons is almal in al die gemeentes is ons besig om voorbereiding te maak vir ons Kersprogramme. En oralste moet daar 'n viool wees en 'n trompet en mooi instrumente. 'n Viool was nog altyd vir my 'n mooi instrument. En as hy reg gespeel word, kan die mooiste klanke daaruit gebring word. Weet jy wat? Die tweede viool is nie so belangrik soos die eerste viool nie. Maar sonder die tweede viool kan die eerste viool nie sy volle potensiaal bereik nie. In 'n wêreld waar ons almal altyd eerste wil wees, herinner die Here ons dat die ware grootheid in 'n mens lê nie om bo ander te staan en op ander te trap en om altyd eerste te wees nie, maar om te dien, om 'n diensknegt te wees, om die borslap so 'n bietjie af te haal en die voorskoot aan te sit, om soms, hoor mooi, die tweede viool te speel, sodat die harmonie met iemand anderste duideliker en mooier en dieper kan uitkom. Die tweede viool in 'n orkes is altyd minder belangrik. Dis op die agtergrond. Die naam van die een wat dit speel kom nie eintlik op die lysie nie. Hy staan nie voor nie en die kollig is nie op hom geskei nie. Maar hy dra die ritme. Hy dra die toon en hy gee diepte aan die hele orkes. Sonder die tweede viool kan die eerste viool nie blom nie en kan hy nie die doen waarvoor hy geroep is om gedoen te word nie. Hy maak die musiek voller. Hy maak die musiek ryker en ook baie mooier. Net so gebruik God ons as Christene, sy disippels, mense wat bereid is om weg te staan, sodat God deur ons kan werk en deur ons kan skyn. Dis mense wat sê, Here, nie my eer nie, maar U eer. Dis 'n plek waar karakter gevorm word en God se hand al hoe duideliker in ons lewe sigbaar word. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek minder. Is dit maklik? Verseker nie. Maar Johannes die Doper het altyd die tweede viool gespeel. Hy was gewild, invloedryk, gevrees en gerespekteer en hy het selfs saam met Herodes gekuier. En tog sê hy, ek wil ruimte maak vir Jesus. Ek speel die tweede viool. Onthou jy? Hy het gesê, ek is nie eens bereid om daardie man se skoene vas te maak nie. Ek speel die tweede viool. Die tweede viool beteken nie jy's minder werd nie. Dit beteken nie jy's minder iets van belang nie. Dit beteken net ek is meer beskikbaar vir dit wat God wil doen. God verhoog die wat bereid is om nederig te dien. Hy weerstaan die nederiges. Hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die mooiste harmonie in die lewe kom juis wanneer Jesus daardie viool in ons speel en ons tot volle potensiaal kom. Nederigheid, hoor mooi, is nie 'n swakheid nie. Dis 'n geestelike volwassenheid. Dis op 'n plek waar ons kom wat ons sê, Here, al die eer en al die lof kom aan Jesus. Here, gebruik my in 'n wêreld hier buite sodat ander mense ook kan skyn. Gebruik my om ander mense se potensiaal na vore toe te bring, om hulle gawes na vorentoe te bring en hulle talente. Maar Here, gebruik my sodat ek U naam op aarde kan verheerlik. Here, U is die eerste vioolspeler. Ek is maar net die tweede vioolspeler. En ek wil bid dat U waarlik sal kom en my sal gebruik in 'n wêreld wat besig is om uitmekaar te val. Amen.